Sjoe, Kersfees is verby en ek is gedaan. Ek is bly dis die tyd van die jaar. Ek is bly Kersfees is verby. Nou hou ek dan nie van Kersfees nie. Ek is mal oor Kersfees. Ek is gek oor al die Kersfees stories, die liedjies, die koekies, die etes. Ek hou van Kersfees, maar na iets opwindends het ek 'n tydjie nodig om stil te raak, om te, kom ek gebruik die woord, om te reflekteer. As ek 'n opera of 'n musical gekyk het, dan wil ek in stilte van Johannesburg af huis toe ry, want ek wil nadink, ek wil dit alles in myself verwerk. As ek sê nou maar toer, kom ons sê ek was by die Grand Canyon, dan wil ek 'n dag alleen wees, ek wil net met my foon of die rekenaar wees, ek wil vir Google of vir ChatGPT 'n klomp inligting vra, en ek wil dit wat ek beleef het my eie maak, ek wil dit half in my herinnering, in my memories, wil ek dit liaseer. Selfs met Kersfees. Kersfees is nou verby en wat bly oor? Baie kalkoen, seker oorskiet kalkoen en verseker 'n klomp skorrelgoed, maar wat bly oor van Kersfees as Kerstyd nou verby is? Waarmee gaan ek die jaar in? Johannes sê dit vir ons baie mooi. Johannes Evangelie, Johannes 1 vers 14. Maar ek wil hê ons moet van vers 1 af saam lees. Johannes 1 van vers 1 tot 14. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuie gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie deur die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Hierdie is wat bly. Toe die herders huis toe gegaan het, het die babietjie en Maria en Josef in die krib gebly en die babietjie moes groot word. 2 jaar later, toe die wyse manne kom besoek het, hulle het ook weer teruggegaan. En toe het Jesus en Maria en Josef agtergebly en die geskenke, ek hoop daar was genoeg plek op die donkie waarmee hulle gery het om die geskenke saam te vat, want toe moes hulle vlug Egipte toe. Ons het die Kersverhaal en dan weet ons baie min van Jesus hier toe hy 12 was, vertel Lukas vir ons hoe hy na die tempel toe gekom het. En in daardie tyd was Jesus daar. En dan toe hy omtrent so 30, 33 was, dan vertel die evangelies vir ons het sy bediening begin. Maar nou dat Kersfees verby is, ek dink in my gedagtes aan die klein babietjie Jesus, Josef en Maria. Wat bly by my agter? Johannes vertel vir ons hier. Hy begin om te praat van die woord. Nou hierdie woord is ongelooflik groot. Ek dink nie 'n mens kan regtig verstaan wat dit beteken nie. Daar's al dik boeke geskryf oor hierdie woord, logos in Grieks. As ek as mens praat, my woorde is nou maar klanke wat ek vorm en ander mense gee betekenis aan klanke en dis nou maar ligstrominge wat in beweging kom. Hoekom praat die Here van God se woord en van God as woord? Ek dink nie daar's 'n manier om werklik waar die skepingsmag van God beter te beskryf as met die woord nie. God het gepraat en deur sy woorde het die hemel en die aarde ontstaan. Die woord wat aan die begin gemaak het, die woord wat deur die eeue mense gelei het, God wat gepraat het op die berg Sinai,
hierdie woord het mens geword. God se woord is nie net 'n boodskap nie, dit is meer as 'n boodskap, dit is 'n soort van 'n verpersoonliking van God self. God het mens geword, die woord, die almagtige skepper, het mens geword. En dan nou natuurlik die woord mens, vleis. As 'n mens aan 'n mens dink, dan kan jy aan 'n wonderlike mens dink, 'n aantreklike mens, 'n suksesvolle mens, of jy kan aan mens in sy swakheid, broosheid dink. Jesus het mens geword in sy broosheid, in die volle menswees van mens wees. Jesus het 'n hulpelose babatjie geword, wat nie eers kon praat, hy moes leer praat. Die almagtige God wat die hemel en aarde gemaak het, hy moet skree as hy honger is. Hy moet aan 'n ma se bors drink. Hy moet doeke vuil maak. Hy het honger geken, hy het pyn geken, hy het dors geken, hy het hartseer geken. Jesus het vriendskap geken, maar hy het ook teleurstelling geken. Jesus het sukses ervaar, maar hy het ook ervaar wat dit is as hy praat en die mense sê nee, dit is vir ons te veel. Jesus het pyn ervaar, soveel so dat hy uiteindelik na sy menslike liggaam ingegee het vir die pyn dat hy gesterf het. Jesus het mens geword in die volle broosheid van menswees. Die almagtige God, die woord, het vlees geword, mens geword. En dan lees ons uit onder ons kom woon. Hierdie is 'n baie interessante konsep. In die gedagtes van die mense van destyds, die Jode van destyds, was daar die idee van 'n tent. God wat in 'n tent woon. En dit was 'n baie aangename herinnering. Julle sal onthou toe die volk uit Egipte getrek het die Here vir Moses gesê om 'n tabernakel te bou. Dis 'n tent wat nou 'n tempel was, so 'n opslaan en afslaan tempel. En God was die hele tyd by die mense. As ek God wou gevra het, wat moet ek doen? Daar is die tempel. As ek self gegaan het Moses of van die ander mense gegaan, maar God was by ons. Ek het elke dag die vuurkolom of die wolkkolom gesien. Ek het ervaar dat God by ons is. God het saam met ons getrek, of om het beter te stel, ons het saam met God getrek. Want God het voortgegaan en ons het agterna gekom. Toe kom die mense in die land, toe was die tabernakel op 'n paar plekke en toe het Dawid besluit hy wou 'n tempel bou, uiteindelik het Salomo die tempel gebou. Nou ek aanvaar dat die bou van die tempel goed was, daar was so 'n bietjie politieke bymotiewe by, maar ja, hulle het die tempel gebou. En van toe af het God nie meer tussen die mense gebly nie, God het daar een kant in Jerusalem op die tempel gebly. Dis die idee wat hulle gehad het. En as ek nou by God wil wees, dan moet ek na die tempel toe gaan. En as ek blind is of krepeel, jammer, jy word nie toegelaat nie. Jy het nie toegang tot God nie. En as ek soos Jesus ver gebly het in Galilea, dan moes ons nou maar so 1 of 3 of 5 keer 'n jaar saam met 'n hele groep mense aftrek Jerusalem toe om daar by die tempel te kan kom. Ek kon nie elke dag God se teenwoordigheid beleef nie, want die tempel was ver. Nou sê Johannes vir ons, die woord het vlees geword en hy het sy tent by ons kom opslaan. Toe Jesus op aarde was, was die tempel eintlik 'n klug. As die mense vir hom sê, kyk net hoe mooi is die tempel, kyk net hoe wonderlik is dit, dan sê Jesus, ag, wat is dit? In 3 dae sal ek dit afbreek en weer opbou. En daardeur het Jesus natuurlik na sy kruisiging verwys. Want die tempel het net waarde. Die tempel het net godsdienstige waarde in soverre dit my gehelp het om by God te kom. Toe die tempel 'n plek van argitektoniese skoonheid geword het, toe die tempel 'n besienswaardigheid geword het, toe die tempel 'n administratiewe gebou geword het, parlementsgebou, belastingkantoor, toe het Jesus op 'n donkie verby die tempel gery. Want God was daar waar Jesus was. Die woord het vlees geword en sy tent by ons kom opslaan. Dan lees ons natuurlik dat ons God se heerlikheid in hom gesien het. Hoe lyk God se heerlikheid? 'n Huile om sy kop, so 'n ligkraans, vlerke, wit klere? Nee.
Jesus se heerlikheid was waar hy 'n handdoek om sy middellyf gebind het en mense se voete gewas het. Jesus se heerlikheid is daar waar hy moeg was en as die mense na hom toe kom, het hy sy moegheid eenkant toe geskuif om die mense te help. Jesus se heerlikheid het na vore gekom in diens. Wat is God se heerlikheid? Waarin sien ons God se heerlikheid? Ja, in sy wonderwerke, in sy leringe en die gelykenisse wat hy vertel het, die verheerliking op die berg. Maar Johannes sê vir ons, God se grootste heerlikheid toe hy aan Jesus mens geword het, was sy verheerliking aan die kruis. God se heerlikheid is nie ten spyte van die vlees nie, maar God se heerlikheid is juist in die vlees, in die mens, in sy menswording. Ons het die heerlikheid van God gesien, die heerlikheid soos die van 'n unieke, eniggebore seun. Hier in Johannes 1 vers 12 lees ons die woord het na sy eiendom toe gekom en hulle het hom nie erken nie, maar die wat hom erken het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Jesus is die unieke kind van God, die eniggebore kind van God. Jesus is seun van God van nature. Wat beteken dit? Dit beteken, hy het vir ons kom wys hoe lyk God. En dis baie belangrik. Dis belangrik dat, as ek dink aan God, dink ek aan hoe Jesus hier op aarde was. As God 'n mens was, hoe sou God gewees het? Wel, hy het mens geword, hy het vir ons gewys hoe hy is. En die van ons wat glo, word dan nou deur geloof kinders van God. Dis hoekom ons Christene is. Jesus is die Christus, ons is Christene, ons moet beelddraers van God wees. En nou is die vraag, hoe lyk God? As ek na party prentjies van gelowiges en van kerke kyk, dan sidder ek, dan sê ek asseblief, help vir my om weg te bly daarvan af. Jesus as God was nommer 1 broos, nie hier vol krag en mag en autoriteit nie, al het hy autoriteit gehad. Hy was die een wat saam met mense geloop het. Jesus is die een wat nie hoogdrawend gepraat het nie, hy het stories vertel dat die mense kon verstaan. Jesus was die een wat vergewe het. Maar het hy nie ook kwaai gepraat nie, het hy nie ook veroordeel nie, het hy nie ook mense uit die tempel gejaag nie? Ja, maar ons moet mooi kyk, wie is die mense vir wie Jesus aangespreek het? Hy het die mense wat van beter moes weet aangespreek. Nikodemus, jy is 'n leermeester van Israel en ken jy nie hierdie basiese dinge nie? Jesus was lief vir hom, Jesus was sag met hom, maar Jesus het gesê jy moes van beter geweet het. Wie is die mense wat hy vertel het van die oordeel wat daar is? Nie vir heidene, ongelowige sondaars nie, maar vir mense wat sê Here, Here, maar hom nie dien nie. Mense wat sê Here, Here, maar hom nie ken nie. Mense wat besig is met 'n skyngodsdiens. Ag, mense kan baie daaroor praat. Een ding weet ek, en dit is, in Jesus het ek gesien wie God is. En as ons deur Jesus na die Ou Testament kyk, dan sien ons hoe dat God reg van die begin af, van die skepping af, sy pad met Adam, sy pad met Noag, sy pad met Abraham, Dawid, al die mense. Hoe dat hy die God is wat enigiets probeer doen om ons te laat verstaan, dat hy ons as mense lief het. Hy was so desperaat dat hy mens geword het, dat hy die eniggebore seun van God geword het om vir ons te sê, dit is hoe God lyk. En nou is dit vir my lekker. Ek moet nou Jesus se voorbeeld volg. Ek hoef nie te stry en te baklei oor 'n klomp wette nie. Ek hoef nie 'n klomp reëls te ken nie. Wat ek moet doen is ek moet die Heilige Gees toelaat om my lewe oor te neem. En ek moet Jesus as voorbeeld hou. Hierdie ou armbandjies wat mense gedra het, what would Jesus do? Dit is so simpel, maar dit is so vir my die kern van waaroor dit gaan. My hande, my gedagtes, my kop, wat sou Jesus gedoen het? Ek is nie Jesus nie, maar ek is sy volgeling en daarom gaan ek doen wat hy doen. En dan die laaste 2 woorde hier. Vol genade en waarheid. In Jesus het ons gesien, God is vol genade en waarheid. Dis hoe God homself van die begin af aan ons bekend gemaak het. Ons lees byvoorbeeld in Eksodus 34 vers 6, God is barmhartig en genadig, lankmoedig, vol liefde en trou.
Dis wie God van die begin af was. En nou het God vir ons dit sigbaar gemaak. Genade, kyk maar hoe Jesus geleef het. Kyk hoe Jesus teenoor mense opgetree het. Genade, nie ruggraatloosheid nie. Genade wat duur was, genade wat sy lewe gekos het. En waarheid. Waarheid, betroubaarheid. Soveel so dat Jesus gesterf het as die waarheid en dat baie gelowiges gesterf het vir die waarheid. Ons het 'n heerlike vakansietyd gehad. Die jaar wat voorlê gaan 'n ongelooflike lekker jaar wees. 'n Jaar vol opwinding. Ek kan jou een ding verseker, ek dink nie dit gaan 'n vervelige jaar wees nie, nie wat politiek, ekonomie aanbetref nie en wat die weer aanbetref. Sjoe, ons het almal lekker baie reën gehad. Dit gaan 'n jaar vol uitdagings wees, maar dit gaan 'n jaar wees waarin ek kan sê ek het Kersfees gevier. Was dit nie wonderlik nie om tyd te spandeer saam met al die mooi dinge, al die vrolike dinge, familie, vriende, tyd in die kerk, vakansie, die van ons wat vakansie gaan hou het. En wat hou ek oor? Ek hou oor die feit dat die almagtige woord vlees geword het, mens geword het, soos ek, dat hy sy tent hier by my opgeslaan het, ek hoef hom nie te gaan soek nie, hy is by my. En dat ons sy heerlikheid kon gesien het, die heerlikheid van die unieke seun van God, vol genade en waarheid. Ons het nou Kersfees gevier, 'n ander fees wat ek nou nie ken nie, maar ek wil hom leer ken, is die sogenaamde St. Patrick's Day. St. Patrick's Day, dis so 'n Ierse fees, dit gaan oor Patrick, St. Patrick, wat die evangelie na die Ire toe gebring het. Ek het nou die dag sy storie gelees, en dit het my aangegryp. Iewers aan my voorgeslagtes daar lyk dit my Ierse bloed, so ek is nou skielik trots Iers. Waaroor gaan dit? Patrick het in Engeland gebly, waarskynlik Wales. Hy was deel van die Romeinse Ryk en die Ire was nie deel van die Romeinse Ryk nie, en 'n klomp Ierse seerowers het gereeld daar in Engeland kom strooptogte loods, en so het hulle vir Patrick gevang en hom as slaaf in Ierland verkoop. Daar het hy regtig sleg gehad, hy moes hulle taal leer, want nie omdat hy wou nie, omdat hy moes oorleef. Hulle taal, hulle kultuur, hulle goed, en daar het hy as slaaf gewerk, en uiteindelik het hy ontsnap en hy het teruggekom in Engeland. En wat gebeur toe? Patrick het 'n visioen gesien van iemand in Ierland wat vir hom sê, kom terug na ons toe, bring die evangelie. En toe het hy vrywilliglik gegaan en gaan bly by die mense wat hom ontvoer het, die mense wat hom as gevangene behandel het. En so het die evangelie in Ierland begin. Nie die staat wat sê, julle moet nou almal gelowiges wees nie. Nie 'n kerk wat gekom het en gesê, nou gaan ons dit en dit doen nie. Een mens wat gedryf deur, ek glo die liefde van die Here, gaan bly het tussen mense wat eintlik sy vyande was. En so het Ierland kennis gemaak met die evangelie, met Jesus Christus wat by ons kom bly het, soos wat Patrick by hulle gebly het. St. Patrick's Dag vieringe, ek wil kyk, ek weet nie of dit heeltemal my cup of tea is nie, dit lyk vir my, dis 'n jolige spel, maar dit gaan oor, die mense het die identiteit, want iemand, nie een van ons nie, iemand anders het gekom, St. Patrick, en hy het aan ons 'n identiteit kom gee. As ons Kersfees vier, vier ons die feit dat iemand van die buitenste ruimte, die Almagtige, na ons toe gekom het, om vir ons 'n identiteit te gee. Nou kan ek sê, ek is 'n mens. Amen. Dankie Here Jesus dat U mens geword het, en dankie dat U vir ons kom wys het, wat U bedoeling met menswees is. Help vir my Here, om te leef as weergebore kind van die Here, om as Christen te leef, en soos wat U God sigbaar gemaak het. Here, help vir my om so U sigbaar te maak, oral waar ek gaan. Amen. Uw liefde kleur, die blauw helder hemel.
U goedheid reis, die dag breek oor die see. U almag blink in maanlig oor die berge. Die skoonheid van u skepings leer my meer. U glorie sprei in vlerke van 'n arend. Genade sweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterweling. Die Skepper God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg u spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die torens wat u dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar vergifnis vir my sondeskuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, u liefdesbloed bevry. En van die kruis hout koppie styg die note. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens dat u oor hom so glimlag? En wie is ek dat u vir my so kom? Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink u liefdeslied vir my. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons, vandag, die res van die jaar en in die jaar wat voorlê. Amen.